Halleluja. Vader, dankie, ons lê onsself neer vanoggend. Gees, siel en liggaam. En ons bid, Heilige Gees, dat U ons alleen sal lei. En ons kom pleit die bloed van Jesus oor ons, dat U ons sal beskerm van al die kante af, 'n muur van vuur om ons. En soos wat ons neerlê, bid ons vir wysheid, kennis en insig deur die woord vanoggend. En ons verklaar, dankie Jesus, dat U leef en U leef binne in ons. En U is by ons en U is met ons. En Heilige Gees, U werk deur ons. En ons prys U vir die woord vanoggend. In die naam van Yeshua Mashiach. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ek het gister net so, miskien moet ek net vir julle wys, ek het hierdie gekry, of toe vra ek vir Chris. Ek het, julle weet dat Derek Prince, wie het al van sy goed gekyk? Derek Prince. So, Derek Prince is die, ek wil nie sê hy was nie evangelist nie, hy was 'n teacher, meer amper apostel gewees, unknown apostle. Maar, hy sê oor die kat en die duiwel ingegooi het met deliverance. In die tyd, hy sê oor die kat en die duiwel ingegooi het met bloedlynvloeke en met bloedlyne. En baie interessant, ek het eergister aand toe, ek wil dit nie eintlik kyk nie, maar toe het ek dit nou hierdie, want daar was 'n satanis op hierdie ouetjie van wat nou 'n podcast begin het in Afrikaans, deur die woord of iets van daai aard. En as ek na Derek Prince gister luister en ek staan baie meer vir sy meninge goed. Jy kan born again wees en jy kan nog steeds 'n demoon in jou hê. Op jou. Dis Ja. Ons man sê dit verkeerd. Ja. Jou gees is geseeld ons. Ja. Ephesians 1:6. So dit is nie jy nie, maar Nee, jy sien jou gees is, ja, hy can be controlled in your soul. Ja, hy beheer jou siel. Ja, we've seen Christians being delivered. Ja. So al wat ek al gesien het, as jy dit nie glo nie, dan het jy nog nie deliverance gedoen nie. Of nog nie met mense gesit wat daai probleem. Hoe sê jy? Nee, hy het nog nie daai werk gedoen nie. Dan sê hy uit sy duim uit. So dit is maar my ervaring van oor tyd. So hoekom ek dit vir julle noem? Miskien kan jy net, dit is toe Derek Prince klaas toe bid hy vir almal toe nou 'n gebed vir deliverance. Nou daar's boeke oor gebede en repentance gebede oor verskillendes as jy baie dieper wil ingaan en bid. Maar hierdie is 'n baie kragtige een, 'n algemene een. En toe vra ek vir Chris, kyk die video en Chris het dit gaan al die woorde van die gebed dat hy gaan type en hy dit hier gaan opsit. Transcript. Ja. YouTube. Ja. Okay, so nou kan ons ek dink ons moet miskien op die groep sit. Want baie keer wil jy wil dit vir jouself doen of vir wie ook al. Jy kan dit doen soveel keer as jy wil. Miskien moet jy dit lees, Werner. Ek wil net sê Derek Prince het ek gehoor praat op 'n stadium toe sê hy het in sy gemeente, in sy kerk, het hy op 'n stadium die ding hanteer. Hy sê to manifest 3/4 van sy gemeente. Hy sê hy dog sy kerk is verby. So meer die feit dat Ja. Okay, declaration, put your hand over your heart that it feels right. Ja, thank you Lord. Put your hand over your heart that it feels right. If that feels right, and pray this with me out loud if you can, because there's something in the spoken word that the enemy cannot ignore. Hier begin ons. Father in heaven, Father in heaven, I come to you tonight as your child.
I come to you tonight as your child, born again by your Spirit and washed by the blood of Jesus, born again by your Spirit and washed by the blood of Jesus, sealed for eternity. sealed for eternity. I am not coming to you as someone who has lost their salvation. I've not come to you as someone who lost their salvation. I'm coming to you as a believer who is standing on the ground that Christ purchased for me at Calvary. I come to you as a believer, Standing on the Ground that Christ purchased for me at Calvary. I acknowledge tonight that I may have areas of my life I acknowledge tonight that I have areas in my where life the enemy this has morning, held ground. where the enemy has held ground I this do morning. not receive condemnation for this. I've not received condemnation for this. Romans 8:1, there is no condemnation for me in Christ Jesus. Romans 8:1, there is no condemnation for me in Christ Jesus. But I do receive clarity, I do receive clarity, and I'm ready to reclaim what belongs to me. and I'm ready to reclaim what belongs to me. Lord Jesus, I submit myself fully to you now. Lord Jesus, I submit myself fully to you now. My spirit, my soul, my body, I place under your authority. My spirit, my soul, my body, I place under your authority. You are Lord over every room in this house. You are Lord over every room in this house. Every door, every corner, every locked place. Every door, every corner, every locked place. You have the key and you are walking through this morning. You are the key and you are walking through this morning. Now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Now in the name of Jesus Christ of the Nazareth, name that is above every name, the name that's above every the name, name at which every knee shall bow, the name in which every knee shall bow. I address any spirit that has held ground in my life. And there is every spirit that is held ground in my life. Spirit of fear, Spirit of fear, I renounce every agreement I have made with you. I renounce every agreement that I've made with you. Every moment I chose anxiety over faith. Every moment I've choose anxiety over faith. I renounce it. I renounce it. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I command you now to lose your hold and go. I command you now to loose your hold and go. Spirit of rejection, Spirit of rejection, you lied to me. you lied to You me. told me I was unloved, You told me I was unloved, unwanted, unwanted, too broken to be chosen. too broken to be chosen. The Father chose me before the foundation of the world. Hallelujah. The Father chose me for the foundation of the world. In the name of Jesus, I command you to go. In the name of Jesus, I command you to go. Spirit of unforgiveness and bitterness, Spirit of unforgiveness and bitterness, I choose this moment to release every person I choose this moment to release every person who has wronged me. who has wronged me, Not because what they did was right, not because what they did was right. it was not. It was not. But I release them into the hand of God. But I release them into the hand of God. And I take my hand off the verdict. But I take my hand off the verdict. In the name of Jesus, In the name of Jesus, lose your hold and go. lose your hold and go. Spirit of lust, Spirit of lust, spirit of addiction, spirit of addiction, spirit of compulsion. spirit of compulsion. You entered through a door I once opened. You entered through a door that I once opened. That door is closed now by the blood of Jesus. That door is closed now by the blood of Jesus. I renounce you. I renounce you. I revoke every legal right I revoke every legal right you claimed in the name of Jesus. you claim in the name of Jesus. Go. Go. Any generational spirit, Any generational spirit,
any iniquity passed down through my bloodline. passed down through my I bloodline. stand before you as the last link in that chain. I stand before you as the last link in that chain. The blood of Jesus severs the chain. The blood of Jesus severs the chain. The curse is broken. The curse is broken. In the name of Jesus, In the name of I Jesus, now declare I now declare you have no right you have no right to the next generation through me. to the next generation through me. Go. Go. And now, Father, And now, Father, what has been swept clean, what has now swept clean, fill it. fill it. Fill every room in with your Holy Spirit. Fill every room with your Holy Spirit. Bring your peace into that places Bring your peace into that places that were contested. that were contested. Bring your truth into the places Bring your truth into the places where lies lived. where lies lived. Bring your love into the places Bring your love into the where places rejection set up its throne. where rejection set up its throne. John 8 verse 36. John 8 verse If the 36. Son has made me free, If the Son has made me I free, am free indeed. I am free indeed. I now receive my freedom, I now receive my freedom. and I thank you for it. I thank you for it. I will walk in it. I will walk in In it. the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Dit is powerful. Dit is verskriklik. Sjoe. Hierdie kan ons gaan dit scan. Wie kan scan met 'n selfoon? Ek kan hy skaar nie in die toe. Okay, sit hom net op die groep. Baie dankie. Alraai. Die teks. Ja, die teks. Ja. Ek dink ons kan hom jy kan hom vir jou familielede of enige iemand kan jy dit deurstuur. Hierdie is baie Doen powerful. dit saam met jou vrouens. Ja. Okay, ons gaan aan met priesthood. Ons gaan aan met priesthood. Voor ek met priesthood aangaan, ek het gister met James en Pieter gepraat. As ons bid in die oggend, daar's altyd 'n gebed wat ons begin, maar daar's dele wat ek het dit al 'n tyd lank, maar hier's 'n deel wat ek bysit. Kom ek gaan net eers na. Deel van priesterskap. Deel van priesterskap. As jy opstaan in die oggend, wat is die eerste ding in jou gedagtes? So, ja, waaraan dink jy eers? Dink jy in jou dag wat jy moet gaan uitsorteer? Of dink jy om die dag in beheer te bring? Die command te day. So ek het Not there yet. ons is almal op pad hiernatoe, hoor. Jy gaan sien dis ons kom as hier is. Ons vat daai oorwinning. Ek moet Job. Elke keer is ek alright. Job 38. Okay, kyk daar. Sien julle op die linkerkant. Alright. Dan vra hy, so Job 38 is eintlik baie diep as jy gaan kyk. God kom en hy vra vir Job. Van vers 1 af, vra hy vir hom, waar was jy toe ek hierdie geskaap het, waar was jy daar? En ek onthou destyds by David, het hy gesê, God het nie vir Job hierdie vraag gevra, om hom te mok nie, as ek dit amper so kan stel. Hy het hom vir hom gevra, maar jy was dan daar. Jy was daar toe ek hierdie geskep het. So ons praat van voordat jy gebore was. Okay, maar nou gaan ons na die volgende, nou vra hy vir hom, has you commanded the morning since the days? Hy vra vir hom, reg staan uit, since your days began, have you ever commanded the morning? So nou die vraag is, hoe command jy the morning? En dan sê hy, and cause the dawn to know its place.
Die dawn is ook die day spring. And to cause the day spring to know his place. Nou is die vraag, kan ons die dag command as 'n priester in beheer neem, want Joshua het gesê die son moet stil staan. En dit het so gebeur. Nou, in dit moet ons die volgende weet, Psalm 8 vers 5, ons het daai gelees. Ek gaan deur 'n paar skrifte gaan, en ek sal hierdie ook op die skerm sit. Psalm 8 vers 5 sê, For he has made you a little lower than the angels, and he has crowned him with glory and honor. So ons moet weet wie ons is. And you have crowned him with glory and honor. Dan sê, you have made him to have dominion over the works of your hands. And you put all things under his feet. So nou vat ons daai dominion, want ons weet, en ek het dit Vrydag gesê, dat Psalm 115, 16 sê, dat die hemel behoort, the heavens, hierdie is belangrik om te weet, the heavens, the heaven of the heavens, are the Lord's, alles behoort aan God, is all the Lord's, but the earth he have given to the sons of God. Daai woord children of menseregte is eintlik, he have given the earth to the sons of God. So hy het dit nie vir Christene gegee nie, hy het dit vir the sons of God gegee. So good and evil het hy dit gegee. En ons moet besluit, wat gaan ons hiermee doen? Alright, so ons almal is nog op dieselfde selfde plek. Kom ons gaan na Psalm 100 toe, vers 2. Dan die volgende. In the morning, there's a ancient gate. Jy moet in die poort kom. Psalm 100, vers 4. Enter, dan moet jy in die gate inkom. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his holy name. Alright, julle het hom, nee. Amen. Alright, en dan Psalm 24 vers 7. So hy is eintlik ook maklik om te onthou. So dis 24 ure in 'n dag, 7 dae van die week. Dan sê hy die volgende: Lift up your heads, O gates. Ons beveel hulle. Lift up your heads, so the everlasting doors, and that the King of glory shall come in. So is alles deel, ek gaan hierdie uitstuur dat julle dit het. Dis wat jy doen in die oggend. Jy moet jou dag, ons moet besluit, wie gaan jou dag roel? Wie gaan hom beheer en wie gaan hom regeer vandag? Al voel dit nie so nie, dit gaan nie oor wat jy voel nie, is oor wat jy moet doen. I think first place, you start in your mind. Ja. You command your thoughts. Ja. Because that's the beginning place. Ja. And I think if you get Submit hulle. submission there, Ja. then you start commanding your day. Ja. So there's Ja. one Okay. step. That's just how I see it. I don't know if you agree or disagree. Jy's reg. Because here, Ja. if you haven't got this, Ja. what's the use Ja. of speaking here? You with me? So I talk to my thoughts very often. Ja. Even this morning, Ja. you talk, no, Ja. or you replace it with. It's called Ja. replacement theory. That's also where the attacks happen. Yep. Daai oom Henry wat 'n prayer walker was. Ja. Hy het baie ook oor hierdie gepraat, gates be open, where he was Okay. praying all over the world. Yeah. He said he came to physical gates. Ja. He spoke that word and the gates opened. Ja. And it is and when we went to Boshoff now, mos die Ja. ander dag. Yeah. En so we had a revival there, this little wildsveiling plek. Nou the gates is closed. They wanted to see hoe lyk dit daar. Ek moes nou daar om 'n video te maak. And I was standing there at closed gates,
and I can't get in. And I was thinking of this when we went over the world with the gates be open. Ja. Next moment, this guy comes out, unlocks the gate, opens the gate. Actually, I'm going to video mark. I said, "Come make a video." I make a video and everything. And I just thought, because it's the work of the Lord that we're going to do here. Ja. And he came and opened the gates. Ja. Jy sien dit is autoriteit. As jy autoriteit het, dan stap jy daarin. Jy hoef dit nie eens te sê nie, you walk into authority. And that's evidence that God was going before you as well, Yeah. because He prepares the way for you, and that's part Yeah. of it. That's why you Yeah. say thank you, Jesus. Ja. So, wat ek net wil sê, die gebed wat hierdie en jy's heeltemal reg gekry, wat ons eintlik doen vooraf, maar 'n standaard gebed, is to submit yourself neer te lê. Gees, siel en liggaam. En as jy jouself neerlê, gees, siel en liggaam, en dan pleit jy die bloed van Jesus oor jou, en dan die eerste ding wat jy doen, jy confess jou sondes, oortredinge en jou ongeregtighede. Alright, so weet ons daar is sondes, oortredinge en ongeregtighede, of moet ek dit vir julle wys? Dis wat ons nou ook gebid het daarvoor. Yes. Maar dis goed dat ons daar praat, want mense verstaan nie of dit verskil. Alright, kyk daarso, daar is hy. I acknowledge my sin, links, unto thee, and my iniquity I have not hide, and I said I will confess my transgression. So sonde is iets wat jy net, dit is iets wat gebeur, soos hulle sê, jy mis die merk. Dis nie iets wat jy, it's not intentionally, is nie doelbewus nie. Transgression, sonde wat elke keer dieselfde ding wat oor en oor gedoen word, raak transgression. Dis intentional sins. 'n Ou wat in die straat ry, en hy word elke dag gevang, hy kry 'n boete, môre ry weer vinnig, of hy ry oor 'n rooi robot, môre ry weer oor hom. Dan begin dit daaraan nie net oor hierdie robot was, jy bestuur al vir 5 of vir 10 jaar, hy was oor rond jy, maar jy het daai kans gevat en toe gaan jy oor. That's sin. Transgression is, jy skiep elke dag jy robot nader. Dit raak, kyk links, soos ons in die oggende doen. as jy, for someone to say that. ja, Nog is as jy in die stad ry, ja, Laat in die aand. ja, maar daar's 'n rede hoekom ons dit nie, wat jy nie meer stop het, soos jare terug, jy weet, dit gaan maar oor veiligheid en daai goed. Ja. Seker. Okay, maar nou is transgression, en dan iniquity, is die sonde wat van jou voorouers af, wat oorgekom het. Alright, sien ons daai. So jy confess dit, jy bring hierdie goed voor hom, voor die troon. I confess your sin, your transgression and your iniquity. So daar's 'n verskil. Baie mense sê sonde. Daar's 'n baie groot verskil. Ek wil nie nou in dit ingaan nie. Sonde buite die liggaam, sonde binne die liggaam, daar's verskillende. Wat van jou hidden sins? Nou dan kry jy nog, kom ons kyk gou op Psalm 19. Alright, kyk gou daar. Hierdie ene kom in transgressions, en dan kom Dawid. Ons kan Dawid maar volg en kyk, want God sê hy's 'n man van sy, na sy hart. Hy kom, want Dawid het geweet om te repent. Hy sê, keep back thy servant also from presumption sins. Let them not have dominion over me. Jy sien daai presumptions, deliberate, willful sins. Dis hulle wat dominion, hulle vat beheer oor jou. Definieer dit net so 'n bietjie om presumptions. Okay, kyk gou daar regs, daar staan, and also keep your servant from presumptions, dan sê hy in hakies, deliberate, willful sins. That's not what I understand of presumptions. Okay, wat verstaan jy? You presume something is, you think something that isn't. You guess someone has or hasn't done something. That's my idea of presumption. So that's a different definition of how I use presumption. I presumed he had done it.
You with me? So that's how I see. That's my definition of presumption. But I believe the Bible. I believe that definition. But Die woordjie- that's not how I use alright. presumption. Ja. Die woordjie Z, presumptions, hy bring hom uit as arrogant pride, insolent presumptions. Kyk gou 'n bietjie wat sê hy, Proverbs, dan praat hy van, ek wil hê jy gaan kyk bietjie wat is die synonym of Presumption. ja. O God, the proud are risen. You have rebuked the proud. En so, ek sê maar net vir jou wat die ander vertalings gaan. Maar ek gaan daai is die amplified en ek gaan Graham, ek gaan nogal vir hierdie deliberate willful. Nou iets wat jy deliberate en willful doen is arrogansie, So I'm is pride. Yeah, someone who is overconfident, pushy, or excessively bold. That's presumption. Ja, So my definition is wrong. ja. So daar is 'n I must vorm think van of what I'm pride. doing then, because it's not presumption. Yeah, but presumption comes from presume, so I understand where you come from. I presume something, but in this thing it's different. Put my foot in my mouth, so to say. Okay. In Afrikaans sê dit hierdie bewaar my van opsetlike Sondes. Opset. Ja, opsetlike sondes, doelbewus. Dis waar. Okay, maak dit vir julle sin. Yeah. En ons gaan nou na Dirksen kyk ook. En then I shall be upright and I shall be innocent from the great transgression. Okay. Ek weet nie hoekom doen ek hierdie, maar hierdie is deel van priesterskap, hoe om te loop. Ja, priester, ons gaan nou by dit uitkom. Dan gaan ons na Psalm 90. Is dit 90 vers 8, Dirk? You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your countenance. The secret sins. Okay. Wanneer was dit gewees wat ek gevoel het, toe ek sommer met kinders gedeel het. Baie keer se ou kom en sê, maar weet jy, dit voel nie of ek sondig nie. Dit voel nie of ek meer sondig. Dan sê ek, okay, maar wat van die, nou kom ons bring hierdie in, wat van die secret faults? Daai unintentional, en wat praat ons van jou subconscious? Subconscious is 'n baie gevaarlike deel, wat jy in jou siel, wat vir jou vertel, jy sondig nie, en jy het nie sonde nie. Ek wil vir julle, kom wys gou vir julle hier, ek het eendag, okay, wil julle hierdie goed moet uit jou geblot word? Secret faults, secret sins, unintentionally. Ek het gister dit met gedeel, dan bid ons hierdie gebed. Ek het dit eendag gebid, toe praat ek met Johan van der Renen, toe sê ek het hierdie gebed oor myself gebid, toe sê hy, is 'n gevaarlike gebed om te bid. Nou, julle moet die konteks hoor van die gebed. Hy begin eers om te sê, O Lord, you have searched me and know me. So David was bereid om te sê, you have searched me and know me, maar dan eindig hy Psalm 139, laaste 2 verse. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there is any wicked way in me, and lead me in a way everlasting. So, ek het dit gebid, en Psalm 90 vers 12 sê maar skep vir my 'n rein hart, ja. Maar voordat jy 'n rein hart het, moet daai hart eers skoon gemaak word. En nou moet jy sê, kom bring u spotlight. No, but that Bring jou soeklig. I see it differently. I see that's very dangerous. I believe,
like when if you've got a glass of dirty water, Ja, don't look at the dirty water. You just keep filling it with clean water. ja, And eventually the dirty water will leave. You with me? ja, For me to, because for me, as a man thinketh, so is he. So if Yeah. you must, I say, be very wary of trying to find out everything wrong you've done in your life. That's exactly where the enemy wants you to go. It's like it's like a focusing. You don't want to do that. You want to focus on, but I am the righteousness of Christ. Yeah. You know? I am righteous in Christ Jesus. So that's where I'm not saying that there's a time for this, but I wouldn't maximize on this. That's just my 2 cents here. Very dangerous. okay, You'll spin down like this because Romans 6:23, Romans 3:23. ja, We've all sinned and come Ja, short of the glory of God. maar nou moet ek sê, God is getrou en hy gaan jou ook nie, Tempt beyond what you can stand. ja, hy gaan nie vir jou iets gee, wat hy nie wil hê jy moet kan, of wat jy nie kan hanteer. Hebrews 10:13. Maar nou gebeur, ek bid so, ek dink dit was, kom ons sê 'n jaar of 2 terug bid ek hierdie. En ek gaan die middag, deur die dag, gaan die middag, ek gaan die aand huis toe. Nou sê ek my vrou by die huis, en ons is alleen daar. En ek gaan onthou sy het kos gemaak en sy bring iets. En ek weet nie, die woorde kom net uit my mond uit, maar hoekom doen mens daai goed as jy dit kos maak en sit jy daai en daai goed bymekaar? En dis amper asof ek kan chip in iets. So 'n bietjie judge. Maar ek het nie, ek het nog nooit dit op so 'n manier gepraat nie. En die volgende slag, toe ek sien, sy sê niks nie, sien ek het, hier loop trane uit. Want sy het die beste gedoen om vir my iets te gee, ek doen dit. En hierdie spring terug na my toe. En ek is al voor haar op my knieë, en ek repent, en ek weep meer as sy. So ek weet wat gebeur as jy hierdie bid. Maar partykeer moet ons hierdie doen. Maar jy moet gereed wees om dit te doen. So, want Dawid het gekom en hy het gesê, search me. So wie wil met 'n rein hart voor God loop? Ons almal wil. Ja. Nou as ons dit wil doen, hoe gaan ons met 'n rein hart loop sonder om vir hom te sê, bring die flits? Maar soos hy skryf in die Petrus my ook sê, maar dit moet jy daar nie doen. Ja, Dit is maar jouself. nee, maar hierdie is, ek sien Dit hierdie, is maar op jou confession. ek dink wat hier, as jy nou deur hierdie lees, en jy gaan lees Psalm 139, dan sê Dawid pertinent hier, hy sê, u ken my voordat ek gebore is, al my dae, hy kom en hy sê, niks kan doen. So hy sê, your eyes have seen my substance, yet been unperfect, and in your book all my members were written, which in the continents were fashioned, when as yet there was none of them. En dan sê hy, how precious are you? So, God het ons gesien, voordat ons gebore is. So, die hele gedeelte van Psalm 139 is om skoon voor hom te kom, om daarin te gaan, en dan sê hy, search me. I can't relate to this at all. I'm being honest with you. I just can't relate to this. I say we should focus. I'm just saying Ja. because I can't keep quiet. Ja, nee, say jy you moet, gotta focus. For me, Ja. it's about focusing on the righteousness in Christ. ja, In myself, there's no good thing. Nothing. ja, Maar hoekom sê die Here maar ons is immorele karakters? Sê maar dan is goed sy julle. Sonder hom is ons, ja. Sonder hom, but Ja. so this verskil tussen tradisie and in being in Christ. That's the Old Testament and New Testament, and you must 2 Timothy 2:15 rightly discern. This is all Old Testament stuff, verstaan jy? Ek kan jou ook ander skrifte wys, but you've got to, for me, I'm just saying for me, I focus on that I'm righteous in Christ, not if I rest on any of my own effort, it's a null and void. Yes, we have to ja, be perfect, ja, but
in Christ, I can approach the Father or come here to this meeting because I know in me there's bad thoughts, there's bad words, my heart is not always pure towards everything. So my work is a work of faith. Dis in Christ. Excuse? There's nothing good in debate the mens. It's net spiritual wat jy gaan beter wees. But where I think Andre is trying to go is as we renew our minds to who we are in Christ, because there's positional righteousness and then there's the walking out your right. And this is what we're talking about, walking out your righteousness, but it's a process because Hierdie is my die personality- proses. Yeah, my personality will keep up fast. I'll go around the tree and around the tree. Okay. Maar my woord sê maar dan ons een en hart, een en dit met almal dieselfde stem. Ja, maar nou hierdie is Jy vir word die ook gefine-tuned. hierdie is vir die individu. Hierdie is hoe dieper jy en hoe nader jy aan die troonkamer beweeg. Hoe meer sien jy die drek in jou eie lewe raak. Want in jou eie lewe is daar niks goed nie. Net al wanneer jy goed is Christus in my. Nie jy op jouself nie. So baie keer is om van al hierdie soulish things ontslae te raak. Hierdie is deel van dit, soul cleansing. Proses, ja. Die gevaar wat ek hier sien is, jy moet nooit op jou heiligheid maak 'n fondasie. Never. Nee. You will never, ever be good enough. Ever. And that's what happens if you think, yeah, but my thoughts are good, my words are good, my heart is good. You'll fail somewhere. And remember, what the devil doesn't tell you is the pass mark is not 99%. It's 100%. So, pride comes before a fall. So, we have to do this because God is holy. He's a holy God. That's how I see it. I just can't, you understand? Because I don't want, his burden is light, his yoke is easy. But we have to be holy, but we become holy because we are holy, not to become holy. We've got to understand the way in is because of what Jesus did, not for us to attain. It's because Jesus obtained, and Lord sees us through the blood of Jesus. That's how I see this whole thing. So no one must leave here with condemnation. So nee, maar jy moet nie Maar jy wil nie kyk, hy sê be holy because I'm holy. And there's another reason. Ja. If you're not holy, you when you sin, you give the devil a door into your life. Ja. You still go to heaven, you might go faster, but there's consequences for sin. So if you see it from that aspect where I want to be holy, because I don't want the devil to have a foothold. Romans 6:16, to whom you agree, follow, servant you are, whether to righteousness of sin. Look up Romans 6:16. Maar as ander wat sê, maar nie is 'n duimbreedte verskil van dit wat Christus in die vlees, ek wil nie kom na kans gee wat my weghou van God af. Yeah, and that will keep you away from God, because if you focus on how not good you are, you're not going to want to come to God. And God is all about relationship. There? Yeah, but I think the context probably, Graham, is if he shows me now, I think it was Gary Kiesweet that the Lord said to him once, he is too graceful to show us immediately how we do. Ja. Ons kan dit nie, ons Ja, hy gaan nie. Ja. So wat hy doen, ek dink hy stukkie vir stukkie openbare goed in ons for the purpose of repenting that. Because knowing that it's there and knowing that I've been made righteous is one thing. But every single day, I think that was David's secret. Hy was 'n ou wat altyd voor die Here gekom het, vergifnis gevra die hele tyd. And I think that's the purpose. That's the purpose. As die Here vir my iets wys om na hom toe te gaan en voor sy aangesig te lê, soos ander sê, die oggend is 'n goeie ding om weer te bely en skoon te maak. Sê die Here. Nee, ek stem 100%. So die Here het 'n jaar gevat om my deur te breek. Die dag toe ek my dokter gekom. En my hart was so hard. Ek kon nie God het met my verander met daai hele omstandigheid, maar dit het seer gemaak. Dit het my emosioneel gebreek.
Skeiding tussen nou nog is ek nog nie by my vrou nie. Al daai goeders het die Here my gebruik om my terug te laat ruim om toe. Ek meen jou was 'n hard battle. En in die begin het jy dit meer geveg as wat jy vir God gevra het, help my net deur dit. Ja, dat is taaf. Dankie. Ek stem. Hoor jy? Hoe kom ek hierdie vir julle sê is die volgende. As ons in intersessie gaan, en 'n deel van priesterskap is to intercede, is om in die gap te staan, vir jou vrou, vir jou gesin, vir jou familie, maar wat ek oor jare gesien het by intercession, as jy in intersessie staan vir iemand, dan moet jy seker wees, ek wil amper sê, jou hart is opreg. So jy kan nie met 'n verkeerde hart en 'n verkeerde motief daar staan nie, want dan gaan jy pakslaag kry. En om daar te kom, ek gaan net vir julle, kom ek lees vir julle nog hierso. Ek het die cross-reference gaan soek van daai. Psalm 26:2 sê hy, Examine me, O Lord, and prove me, try my reins and my heart. So, examine me beteken enige iets wat jy het nie van sub A, graad 1 tot graad 12 gegaan, sonder om eksamen te skryf nie. Jy moes, die hele lewe is 'n eksamen. Jy skryf elke dag vraestelle. Maar om hierdie te vra, en ek hoor wat Graham sê, maar ek weet, elkeen, en dit is hoekom elkeen van ons is uniek. Wat Graham weet, of wat hy ervaar, en wat Dirk miskien hoor, of wat ek hoor, elkeen hoor iets anders, en elkeen is op dieselfde plek nie, maar corporate, is ons in unity, nou staan ons saam in. Maar individueel, is elke ou op sy stap, jou eie walk, wat jy met hom is. Dan sê hy in Job 31, verse 6, let me be weighed in an even balance, that God may know my integrity. Hy sê, laat ek geweeg word. Wat is hy even balance in 'n ja, maar even kyk, 'n balance is 'n skaal, maar even balance is 'n regverdige skaal. Even as ek dit so kan stel. 'n even balance, that God may know my integrity. So 'n gevaarlike plek is as jy voor op jou aangesig, op jou knieë is. Onthou, hierdie goed gebeur hierdie dag as jy tot bekering kom. Hy kom sag met jou in 'n baba. Maar hier's 'n ander deel wat sê in Psalm sê, examine me, O Lord, prove me, try my reins and my heart. So dis om jou niere en jou hart, want ons het ons daai van die niere al gekyk. So jou niere word ondersoek in die aand as jy slaap. Dit is jou subconscious. So as ons wil as jy wil skoon kom dan, en ek glo nie jy gaan gemok word. God gaan jou nie gaan jou nie blootstel, maar hy gaan jou bring op 'n plek wat jy kom en dan sê jy, okay, maar alright. So, wie van julle wil iets sê nog hier op Crime? Ek dink eintlik soos Barend het vir my eendag mooi verduidelik. Toe sê Barend, ons is soos 'n ei. En die Here wil daai skille verskil van ons afhaal. Ja. En elke ou se ei lyk bietjie anderster. Jou ei is dalk bietjie skoner as die ander ou se maar op die stadium. Want elke ou se journey is bietjie anders. Maar ja, ek dink as ons elke laagie die Here wil jou 'n skoon ei hê. Dis amper nie alles gelyk nie. Dis laagie vir alles is dit. Ja. And I think it's also maybe got something to do with the path that God has planned for you.
Because Ja. he has a planned path and a purpose, Ja. you know, Jeremiah Ja. 29:11. Ja. So your path determines also a lot of what you have to go through. You Ja. can't, that's why we must never compare ourselves to one another. Nee, If you're going to chase demons out, you have to be in a different area to somebody who's going to ja. do other items. So ek Maar Matthew 10 sê almal aan David, maar hy sê, I was waiting for that. Well done. maar ek maar net goed my jak nie aan sê jy maar read this one, dis ook nog maar, dis nie dan Matthew 10. Dat gaan vol. kyk, ons kan al hierdie goed sê, maar op die ou end van die dag gaan die vuur inkom. 'n Refiner's fire wat die cleansing bring. Daar's 'n verskil tussen 'n consuming fire wat jy vernietig word in 'n refiner's fire. So die refiner's fire is die een wat brand en wat skoon maak. En wat ek net sien, hoe nader jy beweeg, hoe meer sien jy jou eie onsuiverhede raak en nie iemand anders se nie. Ek weet nie of dit vir julle sin maak nie. Jy begin jou eie onsuiverhede raak sien. En hoekom ek dit sê is, jy weet dat jy kan nie sonder 'n verlosser gaan nie. Dan begin jy jou waarde van hom wat hy vir jou gedoen het, raak net en jou liefde vir hom raak net groter om te weet. Ek sou dit nooit op my eie, daar's geen manier wat ek dit kan maak op my eie. So dit is iemand wat nie daai besef nie, jy moet op daai plek kom. Ek onthou jare terug toe ons stofsuiers gedoen het. Die eerste ding wat ons vir mense gedoen het, was om 'n lig aan te sit, trek hom op die mat en dan sien jy die stof. Dan sit van die kinders daar en jy vra hulle wat sien hulle, en dan sien hulle niks nie. Maar die vrou wat hier om die lig is, sien al daai stof raak. So ek glo hoe nader jy aan die lig beweeg, hoe meer sien jy die onsuiverhede in jou eie lewe raak. So deel van hierdie is om priesterskap in te kom, want priesterskap is juis op 'n plek om te weet, jy het nie gearriveer nie. And to operate in authority, as Dirk quite correctly Ja. saying. I mean, how are you going to Ja. operate? A priest is all about authority. Ja. isn't it? So if Ja. eventually we must all desire to. Ja, I mean, how are you going to command the day with whose authority Ja. are you doing it? With Ja. This whole session Ja. is going about authority. authority, ja. Maar Joshua kon slegs die authority uitoefen om te sê die son moet stil staan. Maar van die 2 miljoen Israeliete is hy die een wat in die tent van ontmoeting ingegaan het en op sy aangesig gaan lê en wag het daarso. So dis waar jy autoriteit opbou is in die stilte. In the secret place of the Most High. Okay. André, Yes, praat gerus. dit vir my baie betekenend vroeër in my lewe, miskien beteken dit vir julle ook iets dalk. Onthou jy iets van 'n eenvoudige storie van as jy in die kamer in die aand is en is donker en jy stap, dan val jy oor die meubels. Dus jy sien dit nie. So dit en sien dit vir 'n oomblik as die Ja. groot sondes in my lewe, die duidelike goed wat ek is met dit en dit en dit Dis besig. wat. Maar soos ek die Here aanneem en met hom op pad begin stap, as daar nou 'n lig, as die son begin in die kamer inskyn, dan begin ek al hierdie goedjies in die lig sien, hè, wat so hang, die stofdeeltjies, jy sien ons altyd. Nou is daar groot sondes het ek gedeel mee en ek het probably dit uit my lewe uit. Maar nou sit hierdie goed wat die Here die hele tyd besig met my is. Want hierdie goed is in my lewe omdat ek mens is. So dit is heeltyd soos jy nou met daai voorbeeld met so wet. Ja. Waar jy eintlik nie gedink het dis 'n issue nie. Meanwhile kom Ja. wys die Here daar vir jou My hart. iets in jou hart, daar's iets in jou hart wat. So
Ja, besef nie dit, dis die pad waarop ons is. Ek dink aan Pieter met sy getuienis die ander dag. Ek bedoel die lewe wat ek nou sê jy gemaak het, ons almal geleef het. En waarmee ek besig was, ek het nie eens besef dis so verkeerd om nag van nag saam met my pelle te sit en dronk word en kuier en dit. Ja. Dis maar en die oomblik toe die Here se lig begin inskyn, toe is daai die groot meubels, die goed wat ek besef, ja, maar ek kan nie so leef nie en ek wil nie so leef. So toe kan ek dit begin uithaal. Maar ons het nie eens besef te sonde en verkeerd. So sy lig inskyn al met nou hierdie klein goedjies. Sure. Ja. Vir ons is ek gaan if you walk in my ways, ek wil net gou kyk. Waar's daai if you walk in my ways? Ek soek net daai skrif. If you walk in my ways, ek dink is in Isaiah. Ja, Zechariah. Zechariah 3:7. Ja, dis hy wat ek soek. Alraai. Fire. Zechariah. Voordat ek hierdie lees, ons weet wat sê ons moet daar's twee. Zechariah 3:7 is baie kosbaar. En Isaiah 6. Hierdie is deel van Melchisedek, maar ek wil net verby dit gaan. En dan sê hy in vers 4, and the post of the door moved at his voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Dis van God se glory inkom. Hier kom Isaiah en hy sê die volgende: Woe is me. I am undone because I am a man of unclean lips. Jy sien die glory moes eers inkom. God se heerlikheid moes eers inkom en laat hy homself raak sien om hulle raak te sien. Nou hierdie is eintlik die kruks van alles. Is om eers jou lippe raak te sien voordat jy iemand anders se lippe voor kan bid. En dit is deel van die belangrike deel van intersessie. Nou Zechariah praat die volgende. Zechariah 3:7. En hy sê in Isaiah 6, dan sê hy uit hierdie garment moet afgehaal word en hy moet skoon gemaak word. Hier kom hy weer. Joshua the high priest standing, high priest. Nou ons staan as priesters in, maar ons het een hoëpriester, eternal priesthood. Standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand, and he resist him. Maar verstaan ons waartoe ons wil gaan? So jy wil jou hart pure kry, jy wil jou lewe pure kry, dat jy nie elke keer aangekla word voor die troon en resist word met jou gebede nie. Stem ons met dit. So om dit uit die weg uit te kry, moet ons eie lippe raak sien, okay? And the Lord rebuke you, O Satan, even the Lord that have chosen Jerusalem rebuke you. Is this not a brand plucked out of the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments, and he stood before the angel. Hier is die hoofpriester, en sy kleding is vuil. So ons het al met kledings gepraat, en hierdie is net om te sê, hoe lyk jou kleed wat jy aangetrek het vir oggend? Is hy gewas met die woord? En dan sê hy, and he answered, and he spoke, and he stood before him, take away your filthy garments, and he said, behold, I've caused your iniquity to pass before you, and I will clothe you with a changed raiment. And I said, a fair mitre upon your head. Daai mitre is vir jou gedagtes. And I clothe you with garments, and the angel of the Lord stood by, and the angel of the Lord, daai angel of the Lord is Jesus Christus, protested unto Joshua, and then he said to him, thus saith the Lord of hosts, if you will walk in my ways. Maar ek gaan terugkom na hierdie, if you will walk in my ways. Ek wil net iets deel met julle. And if you will keep my courts, then you shall also judge my house. So gebed beteken eintlik, die woord
Palal beteken eintlik judge. Het jy geweet as jy intree, ons ken daai vers wat sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit. Die splinter, voordat jy die balk. So, daai skrif sê nie, jy mag nie oor iemand anders beoordeel nie, of jy mag nie vir hom 'n woord gee nie. Hy sê moet eers na jouself kyk. En daar's baie skrifte wat ons daaroor kan praat, maar hy kom en hy sê, then you shall also judge my house. Met ander woorde, as jy wil inkom en bid vir Suid-Afrika, moet jy eers jouself, jou onderrein lippe, jou hart, alles moet jy ondersoek. En dan kan jy kom en sê, soos Daniel gekom het en gesê, nie hulle het gesondig Suid-Afrika nie, maar ons het gesondig. We have sinned before you. And I also shall keep my courts and I will give you places to walk. Sien julle daar. Hierdie is die beloning wat jy kry. Places to walk among these that stand by. So jy gaan saam met hulle kan inkom, dis autoriteit. En dan voor dit kom hy in, dan gaan ons gou. If you will walk in my ways. Nou walk in my ways, en dan sluit ons af. Bring ek gou in by Ezekiel 1. Het julle al, onthou julle weet hierso, hy Ezekiel kom, en wat sien hy? Hy sien die 4 living creatures. And every one of the 4 faces, en dan sê hulle, and their feet were straight, and their soles, and the calves' feet, and they sparkled, and their hands, en dan beweeg hulle. En hy sê, wat hulle doen hierso, hulle beweeg saam, dis die troon van God, hierdie 4 living creatures. So as die een beweeg, gaan die een nie links en die ander een gaan regs nie. So Allah beteken, almal moet saam in unity wees. Daar wat jy beweeg, moet jou gesin beweeg. Alright, so ons sal later terugkom na hierdie toe. Ek wil dit net in julle kan bietjie Ezekiel 1 gaan lees. Alright, daar sê 1:12, and they went everyone straight forward, whether thy spirit was to go. So daar waar die gees sê beweeg, almal is in unity, saam. En die vinnigste waar ons kan sien waar daar misunity is, as jy en jou vrou, God sê, ek het julle saam gemaak, om een te wees. Ek het al hoeveel keer gesien, as ek en my vrou nie in unity is nie, dan werk dit nie uit nie. Maar ek het nie maak. My vrou is Saterdag en ek is Sondag en daar altyd. En dit red al nou, ja. Maar mag nie genade, mag hy sy lig bring. Dis hoekom jy moet sterf, dis waaroor hierdie hele ding gaan. Nee, wat jy moet al voete maar was. So 6 keer op 'n dag begin en dan gaan dit minder raak. Nee, so begin by 6. Ek het die laaste keer het iemand dit vir my gesê, toe sê die Heilige Gees vir my, ek moet vir hom 'n woord gee. Hy sê, jy moet soos Jesus word vir haar, want miskien het sy soveel gebrokenheid in haar, dat die enigste plek waar sy Jesus gaan sien, is jy dit geval gaan word. En dis 'n gevaarlike plek vir ons mans, want hy het dit vir ons kom doen. Hy het vir my self baie. Hè? Jy moet, hoor jy, James kan praat. James is, daai prys het nie verniet gekom nie. Jy kan getuig. Ja, ek het baie keer weet ek moet my vrou verander, maar dis nie ek nie. Nee, jy kan nie. Jesus staan terug, leef Jesus in jou huis. Die Heilige Gees van die werk doen. Dankie, dis waar. Ek weet, ek het dit gesien van die begin af sy pad. Hier. Daai lig in jou gaan al die donker weg. Hoeveel keer moes jy sterf? Elke dag. Nou nog, elke oomblik. Maar ons natuurlike is om hulle te wil verander. As sy net 'n bietjie daar sal verander. Ek het ook al gehoor maar in die begin wil hy sy vrou laat sy soos hy weer. Ja. Toe kom hy agter maar 'n fight te veel, sê maar wees net jy. Ek. Ja, jy sien daai. Wat dit het gewerk. Dit sal ook nie werk nie. Hulle met dieselfde doen, sy al. Nee. So hulle verskil aan, gaan hulle mooi. Ja, Gerrit Nel het vir my al gesê, as jy tennis speel, as jy double speel,
Gaan jy nie van die baan afstap en vir jou partner sê, alright, jy het verloor, ek het gewen nie. Just saying. Dit werk nie so nie. Nee. Jy moet haar swakpunte cover en dan gaan sy jou swakpunte cover, dat julle saam kan wen. Alright, is ons reg? So hoe meer 'n ou daar is, hoe meer jy sterf, naderhand kom jy agter, mense wat goed vir jou of teen jou sê alles, naderhand begin jy hulle jammer kry en jy begin vir hulle bid. As jy net tot bekering gekom en dan vat jy offense en jy raak kwaad en jy raak so, naderhand begin jy wat hulle sê so. Bid vir hulle. Hoekom is dit dat jy begin wat jy gou offens, maar hoe verder jy gaan, as nie, maar jy maar nou net 'n bietjie teruggestaan het, was dit maklik. Dis groei. Hulle noem dit, So hy in jou werk. dis groei. Ek sien Prophet is een van baie min mense wat ek al daar gesien het, hoor. Hy ouens kan goed sê, hy weet hoe om dit te hanteer. Ja, hy's humble. Hy's een van min mense. Wat so. Ja. Ek het al my lewe gesien, min mense. Ja, Baie. hy loop net so. Humble. Ja. Maar is dit nie vir ons 'n plek om te sê dis waar ons wil kom nie? It's almost like Paul says, imitate me as I imitate Christ. Ja, dis You want to ja. be imitatable. Ja, So that must be our desire, not Ja. to be better than someone, to be no, imitatable. I eatable. want Ja, more Christ than me so that I could ja, with boldness say that. But ja. I want to, Maar dis hoekom Paul altyd gesê het dat almal julle is beter as ek. Ek is maar minste. Ja, hy sê- almal is hoër. Ja, maar want hoekom? Want hy het sy sonde herhaal. Hy is op hierdie plek wat hy gesê het van al julle, almal van julle. Hy sê ek is die grootste sondaar. I'm the chief of sinners. Maar hy sê dit in die konteks. Hy moet elke oomblik sterf want hy weet as hy sterf, wie is in hom? Die autoriteit. that the people see Christ and not the academics, but hy was verskriklik slim. Baie geleerd. Ja, Hy het die woord geken. hoor. Gamaliel het Maar onder die ander, soos die ander disippels, ek was nie geleerd nie. Hulle was vissers en Me and Matthew was an accountant. ja, Matthew maak meer en Luke was weer 'n dokter, maar Ja. die ander was the Holy Spirit, he could. en John was Ja. in Ja. desert. Dankie Chris, jy het dit mooi ingesit. But just just back to the wives. So I suppose what happens, Christ in me, she falls in love with Christ in me. Ja. So dis waarop sy verlief vir haar. Ja. Die Here in my meer ek is vir haar. Ja, En dis plain want sy kan nie op hierdie eie ek wie ek is verlief wees. Dis sal op terrible. Jou ou natuur is 'n terrible persoon. Wow. Ja, Me, myself and I. ja. Kom ons sluit af. Vader, net dankie. U genade is so groot. En ons kan niks daarsonder doen nie. En alles wat ons vanoggend gehoor het in die woord is ons daai ou man kan net sterf. Dat ou old man, daai ou natuur kan net sterf. As ons Christus in ons sit en ons gee alles oor. En jy sê I just surrender. En op daai plek van surrender kom ons lê alles neer. Dankie vir die woord vanoggend. Dankie dat ons hoe meer ons surrender, hoe meer is ons as oorwinnaars, want ons weet dat Christus is in ons. En ons loof en ons prys U naam. Dankie dat U ons eerste as bondservants uitgekies het, as liefdesslawe vir U koninkryk. En dit is wat ons elke oomblik wil wees. Ons eer U daarvoor. Ons bid dit in die naam van Yeshua Mashiach. Thank you Lord. Amen. 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 See that. Ons sê bid vir wees in vrede en skiet